Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Jy is weer ingeskakel op ons YouTube kanaal en ek is Henny van der Walt en ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs. Die tema van hierdie reeks is immuniteit. Vandag staan ons stil by deel 29. Verlede week het ons gepraat oor lelike seksuele sondes. Nie omdat seks iets leliks is nie. Inteendeel, dit is heilig en dis 'n wonderlike gawe as dit beoefen word volgens die voorskrifte van die woord van God. Maar nou moet jy weet, ek wil nie graag iemand afronteer nie. En ek wil ook nie hê dat mense moet wegbly van ons byeenkomste, omdat ek nou praat oor verkeerde dinge waarmee hulle dalk besig is nie. Maar hoe graag ek ook al sou wou, ek kon nie net die gedeelte oorslaan, omdat ek weet dat daar waarskynlik mense is wat sukkel met hierdie tipe versoekings nie. Sommige leraars sal dalk vir my sê, jy moet nie oor die goed praat nie man, dit gaan mense wegjaag en jou gemeente gaan nie groei nie. Dit klink nogal na wyse woorde. Moenie dinge doen en sê wat mense sal wegjaag nie. Sommige sal my dalk raad gee, adverteer jou kerk as 'n vrydenkende gemeente, waar mense welkom is om hulle alternatiewe leefstyle in liefde uit te leef. Probeer dit, jy sal sien hoe daar elke week nuwe besoekers kom. Dit kan dalk ook na wyse raad klink. Maar dan lees ek die volgende paar verse en dan besef ek, dis nie my kerk nie. Dit is Jesus se kerk. Dit is nie ek wat hom moet laat groei nie, dis die werk van die Heilige Gees. En daarom moet ek doen wat hy wil hê ons moet doen. En nie noodwendig waarvan die mense sal hou nie. En dit is nie altyd so maklik nie. Maar jy weet, dis nie net ek wat met allerlei redenasies gekonfronteer word nie. Jy het beslis ook al voor besluite te staan gekom wat jou behoorlik kon toets. So kom ons dink 'n bietjie aan 'n paar moontlikhede. Dalk is daar al vir jou gesê, as jy my liefhet, dan sal jy nie omgee dat ons seksueel verkeer nie. Dis mos liefde en daar's tog nie iets verkeerd as ons dit uit liefde vir mekaar doen nie. Dalk het jou vriende al vir jou gesê, dis natuurlik om na sulke video's te kyk. Iewers moet 'n mens tog leer hoe dinge gedoen word. Dit kan jou huwelik net goed doen. En sommige haal dalk aan. Sielkundiges sê, proefhuwelike verseker dat daar minder egskeidings plaasvind. 'n Mens moet mekaar behoorlik leer ken voor 'n mens trou, en ons moet daarom eers uitvind of ons regtig compatible is. God het ons geskape as seksuele wesens, en om jou drange te onderdruk is nie natuurlik of gesond nie. Buitendien, dis mos nou nie wat in jou liggaam gebeur wat jou onrein maak nie, dis wat in jou gees gebeur. Luister, hierdie maatskappy maak baie meer geld as wat ons ooit sal kan steel. Ons is daarom sekerlik geregtig op 'n bietjie kompensasie vir ons toewyding en ons harde werk. Ons word buitendien nie behoorlik vergoed nie. Kom maar, nog een laaste drankie sal nie 'n verskil maak nie. Dis nie asof ons elke aand dronk word nie. En een wat ek onlangs gelees het. Luister julle preetse ou tannies wat so moan oor hierdie nuwe fliek. Wil jy vir my sê 50 Shades of Grey is minder erg? En jy het dit gekyk? As jy dipstick gekyk het, dan kan jy net sowel hierdie een ook kyk. Dis nie asof jy nou skielik 'n prostituut sal word nie. Moenie jou so heilig hou nie. Mens moet hierdie tipe goed kyk, sodat jy kan weet waarvan jy praat. Hoe sal jy in elk geval vir ander kan vertel, dis verkeerd, as jy dit nie self gekyk het nie? Het jy al te doen gekry met sulke argumente? Het jy al geval vir een van hierdie argumente, of soortgelyke redenasies? Wat verwag God van ons as gelowiges? Hoe evalueer ons hierdie woorde van wysheid? En hoe behoort ons op te tree in sulke omstandighede? Ons gebruik vandag die 2020 vertaling, en as dit nodig is, sal ek na die ander vertalings ook verwys. Maar Efesiërs 5 vers 6 sê, laat niemand julle verlei
met niks seggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Die woord verlei of mislei is apatao, and it means to cause someone to have misleading or erroneous views concerning the truth. The chief sense in the New Testament is that of ethical enticement, or probably more accurately, enticement to unethical thoughts, words, and deeds, specifically of enticing to sin. They say things like, as long as you prayed a prayer to receive Jesus when you were a child, it doesn't matter that you are practicing homosexuality, adultery, etc. Now you're safe because you have a fire insurance policy. Wrong. Empty words, deceptive words, dangerously deceptive words. That behavior as a lifestyle does not characterize the life of genuine believers. Listen to what John writes in some of the last words of the last book of the Bible. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters. Dis nou die mense wat nie wedergebore is nie, die ongereddes. And everyone who loves and practices lying. You can read it in Revelation 22, verse 14 and 15. Niks seggende praatjies, empty words, allerlei onwaarhede. Dit is waarmee hulle ander mense probeer verlei. Maar wie doen hierdie misleiding? Ons teks noem hulle die seuns van die ongehoorsaamheid, of kinders van ongehoorsaamheid. Nou, as hulle kinders is, wie is hulle vader? Die vader van die leuen is die duiwel, né? Hierdie is kinders wat na hulle vader aard, hulle is kinders van die duiwel. Dis mense wat nie kinders van God is nie. En wat is die gevolge van hierdie pogings tot verleiding? Met hulle gebeur daar iets wat ons nooit enige iemand wil toewens nie. Want dit is die verskriklikste ding wat met 'n mens kan gebeur. Die toorn, die woede, die wraak, die straf van God kom oor hulle. Nie soos 'n pa wat sy kinders tugtig straf nie. Nee, 'n God wat toornig is oor jou. Dis heeltemal iets anders. Ons wil nie hê dat dit met enige iemand moet gebeur nie, want daar's niks erger as dit nie. So onthou dit, want dit is wat uiteindelik ook ons optrede teenoor hulle gaan bepaal. Kom ons kyk na die volgende vers. Vers 7 sê, moet dus nie deel van hulle wees nie. En hier is ons eerste opdrag. Paulus waarsku dat gelowiges, die gelowiges in die omtrek van Efese, nie met hierdie mense moet meng en deel van hulle word nie. Maar dit geld vir ons ook. Daar moenie met hulle geassosieer word nie. Gelowiges moet niks met sulke mense te doen hê nie. Nou, dit beteken nie dat ons op 'n ander plek moet gaan bly, of draaie om hulle moet loop, of dat ons nie iets by hulle moet koop nie. Want ons kan onmoontlik nie deur die lewe gaan sonder om met sulke mense te doen te kry nie. En buitendien behoort ons met hulle kontak te maak, sodat ons die evangelie met hulle kan deel. Wat beteken dit dan om nie deel van hulle te wees nie? Dit beteken dat ons nie met hulle moet assosieer en identifiseer nie. Ons moenie bekend staan as een van hulle nie. Waarom nie? Vers 8 gee die antwoord. Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Voordat ons Jesus leer ken het, was ons lewens gekenmerk deur hierdie verkeerde praktyke. Dinge het egter verander. Ons is deur die Heilige Gees wederbaar, nuut gemaak. We were regenerated by the Holy Spirit. We were given a precious gift called faith. En nou is ons in die Here, want ons glo in hom. Our trust for our salvation is in him. Previously,
We were in darkness because we lived in sin. Now we have repented and we turned away from our old lifestyle. Now we are in the light. Omdat dit met ons gebeur het, omdat ons nou in die lig is, leef ons ook in die lig. Ons is nie net geestelik in die lig nie, ons lewens is ook prakties in die lig. Kan julle raai wat die Griekse woord verleef is? Ja, wandel. Hoe lyk 'n lewe wat nie meer in die duisternis is nie, maar in die lig? Wat is die tekens van 'n lewe wat in die lig is? Hoe sal ons so 'n lewe herken? Vers 9 sê vir ons, die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Daar het jy dit. Dit is die 3 dinge wat so 'n nuwe lewe saamvat. Die 1983 vertaling noem dit alles wat goed en reg en waar is. So now we move on to the second command in verse 10. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Prove what is acceptable to the Lord. Beteken dit ons moet die Here op die proef stel? Of moet ons besluit wat vir hom aanneemlik behoort te wees? Nee. Ek dink die 1983 vertaling verduidelik dit nogal mooi. Want vir ons in Afrikaans is beproef 'n moeilike woord. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Nou hoe doen 'n mens dit? Die iets waarmee jy te doen kry, lys dit in jou gedagtes. Daardie woorde wat jy hoor, identifiseer die inhoud. Ons moet vasstel of hierdie iets afkomstig is van God. Is hierdie dinge waarmee ek nou te doen kry, of waarmee ek besig is, vir hom aanvaarbaar? Sal hy dit goedkeur? Dis die vraag wat ons moet afvra, onsself moet afvra. Sal Jesus hieroor glimlag? Sal Jesus so iets doen? Hoe beproef ons dit? Ons evalueer dit aan die hand van die vrug van die lig. En wat is dit? Goedheid, geregtigheid en waarheid. Goodness, righteousness and truth. In other words, you ask yourself, is this thing good? Is this thing right? And is this thing true? It has to comply to all of those things, not just one or two. Let's take, for example, the rapture issue. Is it good? Well, it would have been good for me. Is it right? If God decides to do something like that, it surely would be the right thing. But is it true? Definitely not. The Bible explicitly tells us that we are not supposed to look for specific times. Just before Jesus ascended to heaven, his disciples asked him, in Acts 1 verse 6, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar, wat gaan gebeur? Waarmee moet julle besig hou? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is baie duidelik dat ons nie onsself moet besig hou met die berekening van tye nie, maar met die verkondiging van die evangelie. Hoe weet ons wat vir God goed en regverdig en waar is? Wel, lees jou Bybel. Bestudeer jou Bybel. Maar in die hemelsnaam, doen dit net op 'n verantwoordelike manier. In konteks, in verband, met die literatuursoort in gedagte. En vra vir die teks. Wie was die eerste lesers? En wat was die boodskap vir hulle? En natuurlik, die Bybel verklaar homself. Moenie jou ore uitleen aan mense wat sê, die Here sê vir my, of die Here het vir my gesê, en dit is wat die teks beteken. Nee, luister na die Bybel self. Die volgende opdrag kry ons in vers 11. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. As Paulus sê ons moenie gemeenskap hê of deel hê aan die werke van die duisternis nie,
Wat is hierdie werke van die duisternis? Dis sonde. As ons nie daarin deel moet hê nie, beteken dit dat ons nie daaraan moet deelneem of daarby moet baat nie. Wat moet ons dan doen? Ons moet dit bestraf, sê die 1933 vertaling. Die 83 en 2020 vertaling sê dat ons dit eerder aan die kaak moet stel. Nou wat beteken dit? Beteken dit nie dat ons dit aan die lig moet bring nie? As ons te doen kry met boosheid, met kriminaliteit en met sonde, wat moet ons daarmee maak? Moet ons dit na die lig toe bring? Natuurlik. Wie is die lig? Dit is Jesus. Beteken dit ons moet vir hom daarvan vertel? Ja. Maar is dit al wat ons moet doen? As jy sien dat hulle by jou buurman inbreek, wat doen jy? Vertel jy vir Jesus of bel jy die polisie? Oor hierdie ding het ek op 'n keer groot probleme gekry. En partykeer as ek daaroor nadink, dan wonder ek of ek nie maar liewer net moes stil bly nie. Ons was in die weermag, ons kom van patrollie af, en die posdiens het nog gewerk, ons kry briewe en pakkies, en die een ou kry 'n pakkie, en toe hy die pakkie oopmaak, toe is daar 'n klomp dagga in. En toe ek weer sien, toe hang die blou rookwolke binne in daai tent van ons. En daar sit ek, en hulle sê vir my, come on, van wat? Take a joint. Ek sê, nee, kan ons nie dit doen nie. Maar ek is besig om my Bybel te lees. En daar, raai waar ek lees ek? Hierdie gedeelte, Efesiërs 5. En ek lees, moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Yes, ek het gesê nee, ek gaan nie hierdie goed rook nie. Nou wat moet 'n mens dan doen? Dan sit en ek lees verder. En ek lees, maar stel dit eerder aan die kaak. En ek tog, ag nee, Here. Moet ek nou regtig waar nou hierdie ouens dan nou split op hulle? En ek besef maar, ek kan nie ongehoorsaam wees aan wat die woord sê nie. Ek kan nie net een deel van die woord gehoorsaam nie. En ek besluit in my ek staan op en ek stap uit en ek gaan sê vir die kaptein wat daar aan my gang is. Met die gevolg, die een ou wat toe nou die pakkie gekry het en alles voorsien het, is daar weg en na so 'n maand of wat toe kom hy terug, nadat hy nou gevonnis is. Hofsaak was daar en hy het, sy straf was kats. Hy het 'n pak slag gekry by die polisie. En natuurlik moet ek nou vir jou sê, na dit was dit hel vir my. Die ouens wou nie meer saamwerk nie, hulle wou nie luister na my nie. Ek kon niks met hulle uitgerig kry nie, hulle het my gedreig met die dood. Hulle sal my keel afsny en hulle sal allerlei vreeslike lelike dinge doen as ons op pas kom en ek weet nie wat als nie. En saam met hulle moet ek vir die res, seker omtrent nog 6 maande lank moet ek patrollie stap met 'n gelaaide geweer. Maar ek het net eenvoudig vir hulle gesê, luister mense, jy kan niks aan my doen nie. Die Here is in beheer van my lewe. Ek hoef nie bang te wees nie. Maar dit was nie maklik nie. Dit was hel. Moet 'n mens nie liewer ongehoorsaam wees? En as jy weet dat dit wat jy nou gaan doen, of as jy vermoed dat dit wat jy nou gaan doen, slegte gevolge gaan hê nie. En toe herinner dit my aan ons Bybelstudie van nou die dag, waar ons uit Handelinge gelees het, hoe Paulus en Silas in die straat afstap, terwyl daar agter hulle 'n vrou aan 'n slavin aanstap, en sy is besig om te skree. Hierdie mense verkondig 'n weg tot die waarheid, en jy luister na hulle verkondig 'n weg tot die waarheid, tot verlossing. En op 'n stadium draai Paulus om en hy bestraf haar. En daar is die waar sy gees weg. Wat nou? Haar eienaars is bitterlik kwaad, want nou is hulle inkomste daarmee weg. En wat doen hulle met Paulus en Silas? Hulle laat vang hulle slaat hulle gooi hulle in die diepste deel van die tronk, hulle sit hulle voete in blokke. Dis wat met hulle gebeur, omdat hulle die regte ding doen. En dit is wat met ons ook kan gebeur, as ons die boosheid aan die kaak stel. Maar Paulus gaan selfs nog verder in vers 12, want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Dit wat ongehoorsame mense doen, wat die seuns van die ongehoorsaamheid doen, ja, wat hulle in die geheim doen, is skandelik. Nou luister, selfs net om oor hierdie dinge te praat, is al skandelik.
Nou wat word hiermee bedoel? Beteken dat ons glad nie daaroor mag praat nie, dit nooit mag noem nie, en dit nooit mag veroordeel nie, dan is ons mos nou besig ook om sonde te doen, want ons praat dan nou oor hierdie goed. Nee, om daaroor te praat, beteken om dit te bespreek, sonder om dit te veroordeel. Ons praat daaroor, ons kry lekker daaroor, ons deel dit met ander, is 'n lekker sappige storie, ons neem nooit standpunt in teen dit nie, en ons wend geen poging aan om dit stop te sit nie. Dit is skandelik. Wat moet gebeur met sulke dinge? Vers 13 sê, tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Dit moet na die lig gebring word. Met ander woorde, dit moet evalueer word in lig van die waarheid, in lig van die geregtigheid en in lig van die goedheid. As ons hierdie dinge evalueer, moet dit gedoen word aan die hand van hierdie 3 kriteria. Is dit goed? Is dit regverdig? En is dit waar? Wanneer dit nie hierdie toets van die lig slaag nie, dan word dit ontmasker. Want die boosheid, die leuen, vermom homself. Sê die Bybel nie vir ons dat die duiwel soos 'n engel van die lig aantrek nie? Hy wil hê ons moet dink dit is goed, dit is reg, dit is waar, terwyl dit eintlik nie is nie. En wie val daarvoor? Christene. Gelowiges wat vas in die slaap is. Paulus se brief is gerig aan gelowiges, nie aan ongelowiges nie. En hy vermaan en waarsku die Christene om hierdie dinge te doen en sekere dinge nie te doen nie. En wat gebeur dan? Vers 14. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Waarom bring ons hierdie bose werke na die lig toe? Hoekom ontmasker ons dit? Sodat die mense wat dit beoefen na die lig toe kan kom. Ons doel daarmee is sodat mense gered kan word, sodat ons samelewing kan verbeter, sodat gelowiges nie mislei sal word nie. Dit is tot voordeel van die ongelowiges, die gelowiges en die samelewing as 'n geheel, dat ons standpunt inneem teen dit wat sleg is. En dit ontmasker vir wat dit werklik is. Die laaste deel van die vers sê, daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Nou vir ons, wat oud genoeg is, klink dit soos 'n bekende Christelike Afrikaanse halleluja liedjie. Maar niemand weet verseker waaruit Paulus aanhaal nie. Hy sê, daarom word gesê, maar waar word dit gesê? Ons weet nie. Maar ons kry die woorde hier in die Bybel. En op geen ander plek in die Bybel is daar so 'n lied nie. Maar as dit hier staan, dan is dit God se woord. En dis 'n ernstige oproep tot gelowiges. Dit is 'n wekroep dat hulle moet wakker word en opstaan uit die dood. Nie omdat hulle dood is in hulle sonde nie, maar omdat hulle nog tussen die dooies lewe. Sulke dooies, ongelowiges, besoedel mense met hulle sonde. Die oproep is vir kinders van die Here om op te staan uit hierdie lewenswyse van doodsheid, van sonde, juis omdat hulle lewend gemaak is. En indien hulle dit doen, sal die lig oor hulle skyn. Christus se lig sal hulle verlig en hulle lei in wat goed en reg en waar is. Nou ek weet daar's mense wat reken dat dit hierdie opstaan uit die dood, dat dit eintlik gerig is aan ongelowiges. Ek verskil 'n bietjie daarmee, maar dis ook nie die einde van die wêreld as dit so is nie. Maar ek dink jy verstaan wat my bedoeling is hier. Is jy al op een of ander manier mislei om te glo wat nie waar is nie? Of om te doen wat nie goed of reg is nie? Vir sommige mag dit dalk baie onwerklik klink, maar hele gemeentes word soms so mislei. En selfs 'n denominasie in sy geheel word mislei. Dr. Chris Simon, wat eens op 'n tyd deel was van so 'n denominasie, skryf ander dag oor 'n smalpad gemeente. Hy sê, wat onbegryplik is dat mense steeds lidmate kan bly, selfs kerklik aktief is van bepaalde gemeentes, wat ooglopend 'n kompromie weg volg, wat nie met die skrif klop nie, of wat die pad totaal byster is.
En dan noem hy 'n voorbeeld. Hy sê, vandag is dit nie meer vreemd om te hoor dat die predikant se meisie by hom in die pastorie oorbly nie. Of dat die vroueleraar se lesbiese maat by haar in die pastorie woon nie. Onlangs verneem ek van 'n predikant wie se vriendin swanger is en nou moet hy trou. Maar die gemeente hou so baie van hom dat hulle die geleentheid gaan vier. Dit is asof toe die synodes met hulle besluite die 7de gebod die rug toegekeer het, 'n vloedgolf van bose sondes binne kerklike geleedere losgelaat het. Iets verskriklik. En tog bly soveel lidmate daaraan. Om watter rede? Maak die heiligheid van God se onfeilbare woord dan nie meer vir hulle saak nie? Gaan alles net oor wat vir koning mens reg voel? So skryf Dominee Dr. Chris Simon. As ons in die lig wil lewe, if we want to walk in the light, and if we desire to be led by the light, we have to wake up from our sleep and stand up from the dead. We will have to stop associating and identifying with them. Ons sal dit wat verkeerd is, en sleg en vals is, moet bestraf, teregwys. We will have to expose them. How? By evaluating their words and deeds with what the Bible calls good and right and true. If we are not willing to do that, we will be misled and the wrath of God will be upon us. God straf sulke dinge, en daarom stel ons dit aan die kaak, om hulle wat vasgevang is in die misleiding te bevry van God se toorn en straf. Gaan jy toelaat dat jy verlei word deur allerlei leë redenasies en onwaarhede? Mag die Here ons daarvan bewaar, en mag hy ons die moed gee om teen dit op te staan. Amen.